Ons kom vandag by 'n volgende skrifdeel, die volgende skrifdeel in Paulus se brief aan die Romeine. Die skrifdeel wat vanaf Romeine 1 vers 18 tot en met 3 vers 21 strek. So dis 'n redelike groot deel van Paulus se brief, en hierdie deel bevat 'n baie besonderse aspek van sy brief, van sy skrywe. Het gaan oor die lering, oor baie spesifieke inhoudgewing aan dit wat hy in die eerste 17 verse gegee het. Hy is met ander woorde klaar met sy inleidende gedagtes, waarmee hy die fondament, die grondslag vir die hele brief gevestig het. Daardie deel waarin hy spesifiek gesê het, verstaan goed wie hy, Paulus, as die apostel is, die skrywer van die brief. En verstaan dat hy deur God afgesonder is vir die evangelie van Christus Jesus. En verstaan dat God hierdie evangelie reeds lank tevore in die Ou Testament aangekondig het en nou werklikheid gemaak het in Christus Jesus. En verstaan dat hierdie evangelie tot redding is van almal Jode en nie-Jode. En verstaan dat die hart, die kern van die evangelie is, dat dit tot redding is van elkeen wat in Jesus Christus glo. En elkeen wat dit glo, sal vrygespreek word, en hy sal lewe. Dit wil sê, dit is wat Paulus nou tot dusver gesê het. En nog baie meer, maar dit is wat ons nou tot hier moet verstaan. En hierdie gee nou vir ons die platform waarvan ons na die volgende deel toe kan gaan. Maar oor hierdie voorafgaande gedeelte wil ek graag 'n opsomming lees van Martin Lloyd-Jones, wat dit baie goed by mekaar gevat het, baie mooi opgesom het. And I say the good news is that we receive faith as a gift from God. When we receive this righteousness of God from God, we fulfill the law because Christ has fulfilled the law for us. And when Christ fulfills the law for us, we receive the righteousness that Christ has earned on our behalf. There are three essential elements to faith: belief, persuasion, action. The mind and the heart and the will is involved. And action always flows from believing and persuasion. And without action, there is no evidence of the reality of faith. It is never faith until it involves action. So hier beklemtoon hy wat ek ook al reeds van tevore gesê het oor hierdie deel, dit spreek elke aspek van ons menswees aan. Die verstand, die hart en die wil. Dit wil sê, jy hoor, jy verstaan. Jy maak dit jou eie in jou hart, dit word vir jou 'n passie, dit is die waarheid wat jou hart roer. Maar dan werk dit uit in dit wat jy doen. En soos Martin Lloyd sê, it is never faith until it involves action. So dit help nie om week na week en maand na maand en jaar na jaar onder die klank van die evangelie te sit. Al is dit dan onder watter swak prediking. Die feit is, dit is God se evangelie, die evangelie van Jesus Christus wat gepreek word. En as daardie waarheid in waarheid gepreek word, is dit God se waarheid. En niemand kan daardeur onaangeraak wees nie. Geen gelowige kan dit hoor en nie dit sy eie maak nie dit uitleef nie. En dit is wat hy hier wil beklemtoon. Maar kom ons kyk nou na die volgende deel, die volgende teksdeel in besonder, en ek het nou maar net 'n deeltjie daarvan op die bulletin gesit, want ek kan nie al 3 hoofstukke op die bulletin kry nie. Maar ek het dan ook terwille van ons goeie verstaan vanaf vers 16 tot 21 op die bulletin geplaas. En hier wys dit ook vir ons hoe dit aan by mekaar aansluit. Romeine 1 vanaf vers 16 tot 21 dan soos dit op die bulletin verskyn. Maar neem kennis dat in 4 van hierdie 6 verse, elkeen van hierdie 4 verse
met die woordjie want begin. Ek het dit vir julle onderstreep. Want dit is baie belangrik. Hoekom? Dit dui die verloop, die aanloop van die evangelie in, hoe dit van een aspek na die volgende oorgaan. Ons kan dit nie as losstaande eenhede beskou nie. Maar vir daardie fundament wat in die eerste 17 verse geleer word, moet nou aansluit by die volgende, of die volgende moet aansluit by die eerste. Die fundament is gelê, nou moet daar gebou word. Kom ons kyk na 1 vers 16. Want, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want, daar is nog 'n ene daar, maar ek sal nou na hom toe terugkom. Dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En die volgende belangrike, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof soos geskrywe is. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan die volgende belangrike want, vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Wil sê, hulle wil nie hoor nie, hulle wil dit nie weet nie, omdat wat van God geken kan word, in of aan hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Weer vers 20, 'n belangrike want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Hy verwys hier na die skepping in die natuur, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. Jy kan nie na die natuur kyk sonder om totaal onder die indruk te wees van God se onbeskryflike krag, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Hulle het geen rede om hulle self te verontskuldig nie. Hulle is skuldig, hulle ignoreer God. Hulle ignoreer hom in die natuur, hulle ignoreer hom in sy woord. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Nou net eers tot daar. So wat ons nou in hierdie volgende dele aantref, is die opvolgende lering, die opvolgende verduideliking van wat in die eerste 17 verse staan. Want hy begin met die woordjie want. Hy sê al hierdie dinge is die waarheid, die eerste 17 verse. Hierdie fundament wat ek vir julle gegee het, is die waarheid, want nou moet julle weet wat God nou doen om hierdie waarheid te bevestig. En wat doen God? Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Watter waarheid? Ek sê weer, die waarheid van God wat die skepper is. Hoe kan enige iemand op hierdie aarde loop en nie besef, hier is 'n skepper wat God is, wat hierdie totale aarde en die heelal en alles daarop geskep het. En kyk na die eenvoudigste insek, kyk na die kleinste blommetjie, kyk na enigiets in die natuur en jy moet verstom staan dat dit deur God geskep is en hoe hy dit geskep is. Maar ons kan nie hier lewe op aarde en nie onder die indruk wees van die skepper nie. En dis wat hy hier sê, in die eerste plek is hierdie mense skuldig dat hulle die evangelie ignoreer, omdat hulle die skepper ignoreer. Hulle ignoreer die skepper wat hulle elke dag sien. As hulle na hulle self sou kyk en die wonder van hulle eie liggame, die wonder van hulle geliefdes, die wonder van die lewe, net daarna kyk, dan moet hulle besef, daar is 'n skepper. En wie is hierdie skepper? En wat sê hy vir ons? Wat sê hy deur die skepping? Maar verder, dan hoor hulle ook die openbaring, soos wat hy dit vir
sy mense gegee het, die wat syne is. Sy volk Israel in die eerste plek, en daarna in die kerk. Die evangelie wat oor en oor daagliks en uurliks en minuutliks verkondig word. Hoe kan die mens dit ignoreer? Hoe kan iemand hier op aarde met 'n rasionele verstand rondloop en God ignoreer? En dis wat Paulus hier probeer tuisbring. Kyk weer na vers 16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die Jood en die Griek. As die geregtigheid van God wat daarin geopenbaar word, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Dit wil sê, die een wat gered is, sal juis uit hierdie geloof lewe. Die geloof gaan vir hom die fundament, die basis gee, waarop hy dag na dag kan aangaan. En dan daaruit, voortvloeiend, kom die volgende lering. En dis wat hy sê, neem kennis. Hierdie wat ek tot nou genoem het, wat die waarheid is, God se waarheid, is waar, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle of ook aan hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Dat sê, niemand het 'n rede om God te ignoreer nie. En tog, geliefdes, is dit juist die dilemma van ons tyd. Nou meer as ooit in die verlede, ignoreer die mens God. En nou meer as ooit in die verlede, ignoreer die mense wat hulle self as die kerk van Jesus Christus noem en beskou, ignoreer hulle God en ignoreer hulle sy waarheid. En dan vra 'n mens, hoe is dit moontlik? So hierdie vers 18 is 'n baie duidelike heenwysing vir die kerk van Jesus Christus, vir elke individuele gelowige, om te sê, onthou, julle weet wat die waarheid is, en julle weet waar dit vandaan kom. Maar vir die wêreld, julle hoor die evangelie, waar julle ook al in die wêreld kom. Die evangelie word nie onderdruk, in sommige lande word dit wel gebeur, maar daar is geleentheid om die evangelie dag na dag te hoor, maar julle onderdruk dit. Deur die afgelope 2000 jaar, maar ook vandag, konfronteer die evangelie van Christus Jesus die wêreld. En vandag meer as ooit van tevore, dit wil sê, daar word meer as ooit van tevore, word die evangelie gelees of gehoor in die wêreld. En elke leser en elke aanhoorder van die evangelie word gekonfronteer deur die waarheid dat God, die almagtige God, na die sondeval aan die mense redder beloof het en daardie belofte nagekom het in Christus Jesus. Maar dan moet ons ook onthou dat die kragtigste getuienisse kom deur die lewe van elke gelowige. Dit wat hy is en dit wat hy doen, dit is 'n kragtige getuie aan die mense wat nie die Bybel in hulle hande is nie. En soos daar by baie geleenthede gesê word, in soveel gevalle is ons die Bybel, die enigste Bybel wat mense soms lees. En is ons lewens dan sodanig dat mense wat ongelowig is, of dat mense wat misleid is, of mense wat halstarrig is, dat hulle ons lewens sal sien en sê, ja, daar is waarlik 'n God. 'n God wat soveel in een mens kan bewerk. 'n God wat in een mens vir hom of vir haar 'n sensitiewe gewete gee. Wat vir die mens lei om te sê, dit is reg en dit is verkeerd.
wat vir die gelowige lei om te sê, in elke situasie wat daar is die regte pad altyd daar. So ek kan nie sê, die omstandighede het my gedwing nie, of wat ook al nie, of dit wat hy of sy gedoen het, of wat ook al. Ek sê weer, in elke omstandighede het God dit so gewil, dat die regte ding daar is om te doen. En geliefdes, ons moet verstaan, in hierdie dae en tye waarin ons lewe, is die boodskap wat ons lewe 'n dringende boodskap. Ons kan nie agterloosig daarmee te werk gaan nie. Dit geld na twee kante toe, vir ons, maar ook vir die wat ons moet hoor of sien of lees. Want niemand het 'n idee hoe lank sy tydsduur nog gaan wees nie. En dit geld vir almal van alle ouderdomme soos julle hier sit, of vir die wêreld is. Niemand weet hoe lank jou tydsduur nog is nie. Dit kan vandag nog beëindig word. Daarom sê ek weer, die boodskap wat ons lewe, is 'n dringende boodskap. En elke keer wat die evangelie in watter vorm ook al gehoor word, of gesien word, is dit dalk 'n laaste keer. En dit is hoe ons dit moet verstaan. Maar ongelukkig is die kerk van ons Here Jesus Christus soveel, en inteendeel ek waag dit om te sê, die meerderheid van mense wat roem op gelowiges te wees, is die boodskap, of word hulle boodskap deur die indringerplante van wat ook al, baie redes, verdring. Maar Jesus het dit self ook in Matteus 7 vers 13 tot 15 gestel, wat hy weer eens, nadat hy die bergpredikasie gegee het, al daardie saligsprekings, en dan by wyse van afsluiting, sê vir hulle, julle het nou hierdie absoluut die keur van my leer, wat ek vir julle wil leer, het julle dit gehoor, daardie bergpredikasie. Julle het dit gehoor. Nou wat gaan julle daarmee doen? En dan sê vir hulle in Matteus 7 vers 13, gaan in deur die nauwe poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. En pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Dit sê daardie mense wat 'n maklike evangelie verkondig en sê dit gaan alles net oor liefde, en God se heiligheid word langs die pad weggegooi. Solank as mekaar net lief het, maar daar is van geen liefde sprake in 'n gelowige se lewe as dit nie 'n heilige liefde is nie. Ons kan nie terwille van liefde net lief hê nie, hoe dit ook al bedink word. As ons God se liefde in ons het, is dit 'n heilige liefde. En dit is hoe ons liefde moet beoefen. En daarom sal ons in die beoefening van heilige liefde, juis by die waarheid van God se woord bly. En nie daarvan afwyk nie. En daarin dink dat dit wat ek doen as gelowige in elke sfeer van my lewe, is 'n getuienis, is 'n evangelie wat ek verkondig. Dis 'n stelling wat ek maak oor God se waarheid. Ek moet dit in die waarheid doen, in die waarheid van God se heilige liefde. Heilige liefde. Paulus beskryf ook hierdie misleiding in die wêreld, misleiding in die samelewing, ook ons samelewing kan ons dit net so van toepassing maak. 2 Tessalonisense 2 vers 9 tot 12. Deur die werking van Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsverstoon en allerhande vals tekens en wonders, en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan. Nou hierdie verwys nie net na die eindtye nie, geliefdes. Ons moet verstaan dat in hierdie lewe is daar ook vals leraars. Daardie wolwe in skaapsklere, wat ons wil mislei
En wat wil sê? Ag nee man, chill. Vat dit rustig, wees kalm. Moenie so ernstig wees daaroor nie. Wat maak dit nou saak? Doen saam met die wêreld. Geniet saam met die wêreld. Moenie so ernstig wees nie. Maar sê Paulus in vers 10, dit gaan met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, wil sê, dit wat ongelowiges in ons sien, lei tot gruwelike misleiding, want hulle dink, nee wat, daardie paadjie is nie so nou nie, daardie poort is nie so smal nie, ek kan maar dit rustig vat. En dan sê Paulus dit gebeur, omdat hulle nie die waarheid lief gehad, en tot hulle redding aanvaar het nie. Hier gaan dit met antwoorde waaroor. Daar was nooit ware geloof by hulle wat dit doen nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee. Met andere, God sê, die dwaling wat daar in die kerk gaan kom, is juis vir die wat nie tot ware geloof gekom het nie. Dis hulle wat mislei word. Dis hulle wat sê, dis 'n maklike evangelie. Sodat hulle die leuen glo. Vers 12, en so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, dit was jou keuse, veroordeel word. Veel duideliker kan dit nou wees, geliefdes. Selfde boodskap in Kolossense 2 vers 6 tot 8. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente, nou wat 'n slimmigheid, wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, dis mense wat dit self uitgedink het, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. Met ander woorde, hulle is soos die fariseërs van destyds, tevrede met die uiterlike, solank jy kerk toe gaan, en solank jy dit doen, en solank jy dat doen, is reg. Jy kan maar in die week doen wat jy wil. Want jy gaan mos daardie 1 uur kerk toe, en in daardie 1 uur wat jy kerk toe gaan, dan vergoed jy vir al jou sondes. Jou hele sondige week word deur daardie 1 uur uitgewerk. Is dit, geliefdes, soos julle dink? Is daar plek in die ware geloof vir hierdie manier van dink? Is daar 'n rede wat daar ergens gevind kan word, waarom gelowiges nie ergens is met hulle geloof die hele week lank nie? In al hulle verhoudinge onderling met mekaar in die gesinne en families, vriende, bure, werksomstandighede, skool, elke aspek van die lewe. Is daar rede waarom ons dan soos ongelowiges mag of kan lewe? Is daar ergens in die woord wat daar vir ons vrypas gegee word om te sê, ag nee wat, sorg net dat jy hierdie reeltjies nakom. En dan vir die kerk van ons dag, lyk dit asof die een reël is, gaan net kerk toe. Gaan net 1 keer 'n week kerk toe. Dis al. Dan is jy reg. Dit is baie duidelik, geliefdes, daar is nie plek vir daardie denke in die geloof nie. En dis 'n groot uitdaging om in mensetaal die werking van die evangelie van Jesus Christus akkuraat te beskryf. En om te sê wat jy moet doen en nie moet doen nie. Want in elke situasie word jy deur die Gees gelei en is daar beginsels van die woord wat gevolg moet word. Maar die feit van die saak is, daar is in elke situasie, is daar die geleentheid om dit te doen wat reg is. Maar die een ding wat ons weet, is dat wanneer die evangelie van redding in Christus gehoor of gesien of beleef word, en verstaan word dat God hierdie redding
alleenlik deur geloof alleen, in Christus Jesus alleen, deur genade alleen aan die mens skenk, dan is dit 'n boodskap aan die mens wat sê, jy moet aan jouself sterf. Ek het nou 3 van daardie 5 solas genoem. Geloof alleen, Christus alleen, genade alleen. En nou vra ek vir elkeen van julle, glo julle dit? Glo jy hierdie 3 goed? Wat die kern van redding is, glo jy dit? Sien julle dat daar deur geloof alleen, Christus alleen, genade alleen, ergens 'n spasie is, 'n breuk is, 'n geleentheid is, om te doen asof dit van jou afhanklik is. Dat jou geloof van jou afhanklik is, nie van Christus nie. Deur hoe jy dink en nie deur geloof nie. En deur wat jy self bepaal en nie die genade van God nie. Kan jy die evangelie van redding aanpas om jouself te pas? Mag 'n gelowige dit doen? Of iemand wat daarop roem dat hy 'n gelowige is? Nee, daarom het ek gesê, die evangelie van redding vra dan in die eerste plek dat 'n mens aan homself moet sterf. Hy moet aan homself sterf. Jezus het in Matteus 18 vers 3 dit soos volgestel, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. En wat bedoel Jezus? Watter kind? Daardie kind wat totaal en al van sy ouers afhanklik is. Wat nie 'n wil van sy eie het nie. En waar hy dit het en waar hy dit soms manifesteer, dat hy gedissiplineer moet word. Maar hy beskryf die kind hier in sy totale oorgawe aan sy ma en aan sy ouers. Om soos hierdie kindertjies te word. En wat Jesus verwag is dat die mens wat gered word, van sy hoogmoed en sy trots ontsla moet raak, en dat hy homself minder moet verneder. Minder moet verneder. Dit wil sê, daar moet minder geleenthede wees waar jy jouself moet verneder, omdat jy besef, jy is nie waar jy moet wees nie. So inderwaarheid moet jy jou verneder. Maar as jou ingesteldheid reg is, dan is daar soveel minder geleenthede vir jou om jouself te verneder, om te sê, maar die woord van God sê, ek moet dit doen. En dan moet jy teruggaan op daardie pad om reg te maak, as jy die geleentheid kry. Een van die Christen filosofe het dit soos volgestel, nederigheid vir die Christen beteken dat jy nie alles in verhouding tot jouself moet verstaan of interpreteer nie. Hoor julle wat ek sê? Nederigheid vir die Christen beteken dat jy nie alles in verhouding tot jouself moet verstaan of interpreteer. Met ander woorde, alles wat in die lewe gebeur, gaan nie oor jou nie. Jy is nie die middelpunt van alles nie. En as iemand dit doen teen jou, dan is dit nie, dan moet jy nie sien dit is teen jou wat hy dit gedoen het nie. Want alle sonde is in die eerste plek teen God. Alle sonde is in die eerste plek teen God. En as dit dan nie vir jou genoeg is om dit te laat gaan en te sê, maar ek gee jou aan God oor dat hy met jou sal handel nie, hoe sal jy dan hierdie lewe kan lewe? Want alles gaan oor jouself gaan. En jy gaan 'n wilde, rowwe lewe hê, as alles oor jouself gaan. En jy gaan dit vir jouself en van ander mense totaal onmoontlik maak om mee saam te lewe. Ek sê weer, nederigheid vir die Christen beteken dat jy nie alles in verhouding tot jouself moet verstaan of interpreteer nie.
En dan gaan hy verder en hy sê, nederigheid, ware nederigheid, is die opheffende, kalmerende aanvaarding, dat jy 'n klein plekkie in 'n veel groter storie het. Dat jy 'n klein plekkie in 'n veel groter storie het. Dat jou lewe gelei word deur iemand veel groter as jy. En dat jou lewe en jou planne deur iets veel groter bepaal en beheer word. En dat jy iemand veel groter as jou enigste voordeel dien. Nou, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou nie. En dan sê hy, verstaan goed, nederigheid, ware goddelike nederigheid, is die vreugde om die lewe te omhels soos dit bedoel is. En met daai omhels bedoel hy te aanvaar, om dit te omhels soos dit bedoel is, om geleef te word. Nou, waarvan jy nie die middelpunt van die hele heelal is nie. Maar dat jy sal besef, ek is in hierdie lewe, as ek maar net 'n klein deeltjie van 'n groter storie. En daardie groter storie is God se storie. Wat is dan nodig vir redding? Wat moet God dan in ons lewens doen om ons tot redding te bring? Hoeveel moet hy afbreek? Daardie spreekwoordelike voorbeen van die skapie breek, sodat hy waarlik sal oorgee. Wanneer ons na die teksvers terugkeer, geliefdes, dan sien ons dat Paulus dan juis in hierdie deel besig is om na die groter prentjie te kyk. En hy sê vir ons, verstaan, hier vanaf vers 18, verstaan, dit is die groter prentjie waarteen jy jou redding moet verstaan. En wat ek nou vir julle gaan beskryf vanaf vers 18, is God se meesterplan vir die wêreld. God se bloudruk vir die lewe. En indien jy alreeds daarvan is, beskou jouself as geseënd en bevoorreg. Maar verstaan ook die gebed wat nodig is vir ander om nog daar te kom. Verstaan jou plek in die meesterplan van God deur te verstaan dat God sy redding aan mense skenk, wat in die eerste plek verstaan dat hulle arm van gees is. Matteus 5, die saligsprekinge, die bergpredikasie, waarmee begin hy? Salig is hulle wat besef dat hulle arm van gees is. Maar dat hulle nederig is. Niks om op hulle self te roem nie. Dat hulle nie die middelpunt van die heelal is nie. Dit is wat Jesus in Matteus 5 vers 3 gestel het. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Wat sê hy? Die wat arm van gees is. Die wat besef hulle is nie die middelpunt van die heelal nie. Hulle sal gered word. Daarom is nederigheid die heel eerste belangrike, deurslaggewende gesindheid van die gelowige. Dit is wanneer God hom tot daardie punt bring waar hy dit besef en in sy aangryping van die evangelie van redding is dit die plek waarop hy dit doen, waar hy in totale nederigheid op sy knieë of totaal platgeslaan voor God die evangelie aangryp, want hy het besef, hy het niks waarop hy kan staat maak vir redding nie. Hy het nog nooit iets in sy lewe gedoen wat tot redding kan lei nie, of wat vorentoe tot redding sou kon lei nie. Niks.
net dit wat Christus gedoen het. Weer een, daar een kommentator, poor in spirit refers to a state of spiritual humility, recognizing one's own limitations and dependence on God. And it's not about material poverty, but rather a deep sense of inner emptiness or need, a recognition that all good things come from God. And this state of humility can lead to a greater appreciation for God's grace and blessings. En ander is nie dat God nie vir ons hierdie aardse dinge gun nie. Maar wanneer hy dit dan wel vir ons gun, dan moet ons dit verstaan, dat hy dit nie vir ons gee om in hoogmoed en trots of enige hoogvaardigheid te gebruik teenoor die wêreld nie. Of om ons 'n status te gee in die wêreld, of om vir ons lisensie of vrypas te gee om ons beter as ander te beskou nie. Of om dan in trots en hoogmoed teenoor ander op te tree. Al doen jy dit nie so openlik nie, maar wat hier in jou hart aan die gang is. Wat in jou hart aan die gang is. Om arm van gees te wees of te word, is om die grond voorberei te hê om die saad van die evangelie te ontvang. Om arm van gees te wees of te word, is om die grond voorberei te hê om die saad van die evangelie te ontvang. En God is die een wat daardie grond voorberei. En trots en hoogmoed is om soos daardie klipharde grond te wees waarvan Jesus in Matteus 13 in die gelykenis van die saaiër vertel het. En hy sê in Matteus 13 vers 5 en 6, 'n ander deel van die saad het op klipbanke geval, hard. Die saad kan dit nie indring nie. Waar daar nie baie grond was nie. En in hierdie geval was daar was wel bietjie grond, maar nie baie nie. En dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Wat verstaan ons hiervan? Na redding kan ons dalk 'n oplewing hê wat as geloof gesien kan word, maar dit is nie 'n standhoudende geloof nie. Dit het nie wortels geskiet wat in moeilike en in alle omstandighede, ook selfs dan in omstandighede van voorspoed, geld nie. Want ons het nederigheid nodig in tye van teëspoed, maar ook in tye van voorspoed. In albei gevalle moet ons die basiese gesindheid van totale nederigheid hê, voor God en voor alle mense. Terug na ons teks. In Romeine 1, vers 16 en 17, die voorafgedeelte wat ons net nou gelees het, gee Paulus verskeie redes waarom hy nie skaam nie, en ek herhaal net hier vinnig, omdat dit vir ons 'n herinnering moet wees, omdat dit goeie nuus is, dit handel oor redding, dis God se boodskap, dis 'n kragtige boodskap, dis 'n boodskap wat vir almal is, omdat dit God se gawe van geregtigheid aan die mens vertel, openbaar, sê dit is wat dit is, omdat dit die geregtigheid van God tevrede stel, omdat die evangelie demonstreer hoe die geregtigheid word van almal wat deur Jesus as Here en Verlosser aangeneem word. Al daardie dinge was daar, en ons moet dit besef, en ons moet die volheid daarvan besef. En toe het Paulus daardie deel afgesluit met die aanhaling van Habakuk wat gesê het, die regverdige sal uit die geloof lewe. Met ander woorde, daar is lewe alleenlik vir die gelowige, wanneer daar geloof is, wat geplant is in Christus Jesus. Waar die evangelie die grond voorberei het, en die saad ontkiem het en wortel geskiet het, en getuig van 'n standhoudende, volhoudende lewe. En dan kom hy in vers 18 en sê, slegs hulle sal lewe, en dan begin hy met die verduideliking daarvan. Nou waarom is Paulus so seker dat hulle en hulle alleen sal lewe?
En dit is waarmee hy in Romeine 1 vers 18 nou begin. Dis waarmee hy in Romeine 1 vers 18 begin. Dit, sê hy, is iets wat geopenbaar word, iets wat aan die lig kom. Dat is slegs die wat regverdig is en uit die geloof sal lewe. Want, en dan kom ons by die eerste want God tree op 'n bepaalde manier op. En wat is dit? Kyk na vers 18. Want die toorn van God uit die hemel is geopenbaar teen alle goddeloosheid en ongeregtigheid van mense. Met ander woorde wat hy sê, as julle na hierdie wêreld kyk, sien julle baie ongeregtigheid, julle beleef baie ongeregtigheid, julle belewe baie goddeloosheid van die wêreld teen julle, maar julle het dalk soms aandeel daaraan. Julle sien dit manifesteer. Maar sê, maar onthou dit, die toorn van God uit die hemel is geopenbaar, is reeds geopenbaar. God het reeds bepaal wat met alle goddeloosheid gaan gebeur. En dan in daardie volgende deel verduidelik hy daardie stelling. En daardie stelling word verduidelik vanaf Romeine 1 vers 18 tot en met Romeine 3 vers 21, daardie 2 lang hoofstukke deur. En in sy verduideliking gee hy dan die antwoord op die vraag, waarom sal net die regverdiges lewe? Waarom sal net die geregtiges in Christus Jesus alleen lewe? En die antwoord wat hierin is, daarom sal hulle lewe, omdat dit oor die lewe en die dood gaan. En daardie lewe is alleenlik in Christus te vind. En dit, geliefdes, is die belangrikste boodskap van die Bybel. Dit is die belangrikste boodskap van die evangelie. Dit is die belangrikste boodskap wat gehoor word dwars deur die wêreld wanneer die evangelie gespreek word, of wanneer hy gepreek word, of wanneer hy gelees word, of wanneer hy aanskou word in die lewe van gelowiges. Kom weer terug daarna toe. So hier die hele deel van Romeine 1 tot en met 3 wys vir ons die absolute noodsaaklikheid van die evangelie. Dat die evangelie 'n stelling is, dat dit die enigste hoop vir die mens is. En nie byvoorbeeld soos die katholieke glo, dat jy ergens dalk, as jy nie te sleg op aarde geleef het, ergens in 'n plek is waar daar 'n periode van moontlike redding uit daardie omstandighede is. So soort van, hulle noem dit purgatory. Maar as jou familie genoeg bid en genoeg geld in die kerk skenk, of tot Maria en die ander afgode nader, dat jy dalk uit daardie purgatory gebid kan word. Dit is nie daar nie. Maar as jy net die katholieke wat het glo, net daar's baie mense wat dink, daar sal vir my ergens nog 'n kansie wees. Sal ek nog daar kan uitkom. Maar God sê duidelik, die enigste hoop vir die mens is dat God 'n weg van geregtigheid en redding voorsien het, en dit is in sy seun Jesus Christus. Daar is geen ander weg nie. Daar is geen ander evangelie nie. En dan kan die vraag gevra word, nou maar hoekom moes God dit so doen op hierdie manier? Hoekom moes dit so gebeur deur Christus wat na die aarde kom en alles wat hy hier gedoen het as mens? Hoekom op hierdie manier? Hoekom die sterwe aan die kruis? Hoekom die opstanding uit die dood? Hoekom so? Wel, die antwoord is hierin, dat as jy dit verstaan, dit tot geloofsekerheid sal lei. Want as jy hierdie afdeling verstaan, as jy hierdie skrifdeel verstaan, sal jy nooit verward wees hoekom dit nodig was dat die seun van God die hemel moes verlaat nie. En dat hy hier as babetjie in die krib van Bethlehem gebore moes word, in die hagelikste omstandighede vir ma en kind.
hoekom hy onder die wet gebore moes word. Watter wet? Die wet wat God gegee het vir alle mense. Dat hy, terwyl hy hier op aarde was, aan daardie wet gebonde sou wees. Dat hy uit 'n vrou gebore moes word en soos 'n kind moes groot word, soos alle kinders. 'n lewe soos hy dit geleef het. En dan uiteindelik na die kruis gaan en sterf. Gestorwe, begrawe is en opgestaan het uit die dood. Dit is die redding wat daar is. Jesus Christus het dit vir ons kom wys, kom demonstreer deur sy lewe. Maar as jy nie duidelik is oor hierdie afdeling nie, oor hierdie skrifdeel nie, sal jy altyd in die moeilikheid wees oor die evangelie self. As jy nie hierdie deel verstaan nie, sal jy altyd in die moeilikheid wees oor die evangelie self. Met ander woorde, jy gaan verward wees in jou gedagtes. Jy kan dalk geneig wees om jouself te mislei, omdat jy nie die waarheid ken nie. En jy sal dan misleid wees net soos al die ander wat nie van die evangelie van versoening hou nie. Die evangelie van redding hou nie. Hulle hou nie daarvan nie, want hulle hou nie van die bloed nie. Hulle hou nie van die sonde wat tot die bloedstorting van Jesus Christus moes lei nie. Hulle hou nie van die idee dat Jesus Christus in hulle plek moes sterf nie. Want hulle het volgens hulle eie denke nie 'n redder nodig nie. Hulle verwerp die evangelie en die rede is omdat hulle nie die Bybelse lering oor sonde aanvaar nie. Omdat hulle die idee van die toorn van God verwerp. Romeine 1 vers 18 wat ons eerste vers is in hierdie deel. Hulle verwerp dit. Omdat hulle hierdie vers en hierdie deel van die brief verwerp. Want jy kan nie die evangelie verstaan, tensy jy dit verstaan nie. Dat God teen die sonde handel nie. Soos wat hy dit in die paradys aan Adam en Eva bekend gemaak het. Dat God is getrou aan homself. En hy is getrou aan sy woord. En hy doen wat hy sê. En hy doen dit nog al die jare. En hier kom die Heilige Gees en deur die skrywe van Paulus verduidelik hy vir ons dit op so 'n manier dat ons dit kan verstaan. As ons dit verstaan, geliefdes, sal ons nie net die evangelie verstaan nie, maar sal ons die evangelie omhels, dit ons eie maak, en God daarvoor dank vir die res van jou lewe. Maar by wyse van afsluiting, daar is nog een rede om die belangrikheid van hierdie gedeelte aan te toon. In hierdie teksdeel van Romeine 1 vers 18 tot en met 3 vers 21, is daar die geskiedenis van die mens. Ons geskiedenis is in daardie teksdeel opgeteken. Ons is al klaar daar in Romeine 1 vers 18. Gaan kyk, gaan lees wat daar staan. Ons is daar. So, die hele deel is ons geskiedenis, is die geskiedenis van die mens. Maar dit is ook die geskiedenis van redding. Daarom is dit ook ons geskiedenis. Dis die mees volmaakte opsomming van die geskiedenis van die mens wat ergens beskryf kan word. En dit hersien die hele verhaal van die mens van die begin tot aan die einde van tyd. En daarom is dit dan belangrik vir ons as Christene, as gelowiges, om die volle siening en beskrywing van redding te verstaan en te begryp. Want dit is dan om God se groot plan en doel vir die mensdom te verstaan en te begryp. Is nie net die geskiedenis van die Jode nie. Dit is die geskiedenis van die hele mensdom uit die hand van God, deur die Heilige Gees geïnspireerde skrywe van Paulus in hierdie brief. Ons leef in 'n eeu
wanneer die mense vra, wat gaan aan met die mens? Wat gebeur met die mens? Wat gebeur met die wêreld? Wat is die hele betekenis en doel van die lewe en van die geskiedenis? Hoekom het al die dinge gebeur? Wat gaan nog vorentoe gebeur? En daar is baie teorieë oor die verlede, maar ook die toekoms. Maar in hierdie deel vind ons God se eie verduideliking. En dit word vir ons gegee deur sy Heilige Gees, wat vir Paulus geïnspireer het. Daarom vind ons in hierdie afdeling, hierdie teksdeel, hierdie skrifdeel, 'n volkome verstaanbare verduideliking van hoekom die wêreld in die toestand is wat dit is. As ons na die wêreld kyk en ons sê, hoe is dit moontlik? Wel, gaan lees hierdie deel. Gaan lees hierdie skrifdeel vanaf Romeine 1 vers 18 tot 23 en jy sal presies verstaan hoekom die wêreld is soos hy is. Maar jy sal ook verstaan hoekom jy as gelowige anders is en anders moet wees. Maar ons sal verstaan. En dit sal vir ons voortdurend 'n wete wees wat ons bybly. Dat wat hier aangaan in die wêreld is dat die mens vir sy eie verdoemenis verantwoordelik is. En dat ons die mense wat argeloos wandel, wat nie omgee hoe hulle lewe nie, of wat hulle doen, en maar met die wêreld flankeer op verskillende maniere, dat ons dan sal verstaan dat hulle ook vir die dood bestem is. Dat ons taak die evangelie van Christus voor hulle sal kan lewe. En wat vir hulle sal lei om te sê, ek wil hierdie Jesus leer ken. Dit is die boodskap van Romeine 1 vers 18 tot en met Romeine 3 vers 21. En dit wat ek nou vandag hier gesê het, is dan ter inleiding tot dit waarheen ons op pad is. O Vader van genade, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir hierdie mense wat hier sit, hierdie gelowiges, wat hierdie woord vandag weer kon hoor by hernuwing. Mag dit vir hulle wees tot besieling, maar ook tot verantwoording, roeping, om te sê, ek kan nie agterloosig lewe nie. Ek moet kennis neem van hoe ek lewe, ek moet sorg neem van hoe ek lewe, en watter invloed dit op mense het rondom my, in my intieme kring, maar ook in die wêreld daar buite, op gelowiges hier onder mekaar en in die gemeente, my broers en susters in Christus. Hoe lewe ek my liefde uit vir hulle? En dan, Here, laat ons besef hoe skromelik ons tekort skiet. Maar laat ons ook besef dat dit nie gaan oor 'n goedkoop liefde nie, oppervlakkige liefde nie, maar 'n liefde wat waarlik omgee. Dit is waarvoor ons bid, o Vader. Maak ons harte nou in die dae, in die maande, die jare wat voorlê, en ons weet nie hoe lank dit gaan wees nie. Maak ons harte oop vir hierdie waarheid waarvan ons die inhoud gaan leer. En laat ons dit verstaan, Here. Help ons om dit te verstaan en tot groter oortuiging te kom. Ons vra dit met verwagting en danksegging in Jesus se naam. Amen.